Nou ja, as dit kom by tiendes en offerande, dan is dit een van die moeilikste video's vir my om te maak in 'n baie kort tydjie. En hierdie is een van die meeste boodskappe te kry. Picard, wanneer praat jy bietjie oor tiendes en offerande? Ons wil van dit af weet. En dit is my awesome om dit te sien. En ek wil baie kortliks gou vinnig vir jou verduidelik. In die Ou Testament onder die Ou Verbond was 10% absoluut 'n wet gewees. In die Nuwe Verbond is tiendes glad nie eers verpligtend nie. En baie mense gaan op my tone trap en sê, Picard, nee, hoe kan jy dit sê? God verander mos nie. Nou ek verstaan dit, dat God nie verander nie. My Nuwe Verbond, sê die Bybel, is soveel beter as die ou ene. Onder die Ou Verbond gebruik die kerke gewoonlik die skrif in Maleagi 3 vers 10 wat hy sê, dat as jy jou volle tiendes na die stoorhuis toe bring, dan sal die vensters van die hemel bo jou oopgaan, en dan sal nie genoeg plek vir jou wees, om te ontvang wat God vir jou het nie. En die skrif sê inteendeel, dat die stoorhuis met die volle tiendes kry, dat daar altyd kos in die stoorhuis kan wees. So wanneer 'n kerk vir my sê, ek moet my tiendes spesifiek vir daai kerk gee, dan is my vraag, wanneer my familie swaar trek, gaan die kerk na my kyk. Want dis die rede hoekom daar altyd kos in die stoorhuis moet wees, sodat die mense wat in die stoorhuis bly, wat by daai huis eet, altyd kos sal hê. So hierdie is my 'n baie sensitiewe en belangrike topik, en is iets wat ek regtig in diep wil delf en duik. Nou hier is wat ek ook vir jou wil sê. Ek het in my laaste 10 jaar nog nie nooit tiendes gesaai nie. Ek gee elke liewe maand tiendes tot presies op die sent. As iemand vandag 'n R50 in my rekening betaal, dan sit ek R5 in 'n ander rekening, want einde van die maand saai ek alles. Ek het nog altyd gesaai. Hoekom? Want onder die Nuwe Verbond sê die woord dat God 'n blymoedige gewer liefhet en dat jy moet gee wat volgens in jou hart is. In die Nuwe Verbond van Matteus tot Openbaring is daar nêrens iets soos tiendes nie. Inteendeel, in die Nuwe Verbond verwag God nie 10% van jou nie. Hy verwag alles van jou. As jy 'n werk het, is dit God se werk. As jy 'n huis het, is dit God se huis. As jy 'n kar het, is dit God se kar. Hy verwag alles van jou. Ek onthou een keer sê oom Dario vir my, die Here vra vir hom om 'n kar te saai. En hy sê vir die Here, Here, maar dis al wat ek het. En die Here sê vir hom, maar dis al wat ek jou gevra het. En toe saai hy die kar. Maar hy het soveel karre al geoes. Want die Bybel sê, net wat jy saai, kan jy maai. So as jy jou saad gaan opeet, dan gaan jy nooit 'n plantasie om weer van te oes nie. En baie ouens loop met 'n sak vol saad in hulle hand. Hulle eet dit die hele tyd. En aan einde van die maand sê hulle, ja, maar hoekom kyk jy hier nie my nie? Jy eet die hele tyd jou saad, jy plant nooit nie. As jy nooit gaan saai nie, gaan jy nooit kan maai nie. Dis die wet waarop ons gaan, is dat saai en maai is 'n prinsip en is 'n wet in die Nuwe Verbond. As ek nooit saai nie, kan ek nooit maai nie. As ek teruggaan na die Ou Verbond toe, die eerste plek waar tiendes ooit aangeteken was toe Melkisedek die priester vir Abraham geseën het. En Abraham het gesê, nou gaan ek jou 10% gee van alles wat ek het. Die tweede plek waar dit aangeteken was, dis nie 'n wet nie, dis Abraham se hartsrespons in dankbaarheid teenoor wat hierdie priester net gedoen het. En die tweede plek was Jakob, wat op 'n klip gelê het, in 'n visie ingegaan het, die hemelboom opgegaan het, 'n leer afkom, engele op en af gaan, en hy sien God daarbo. En God sê vir hom, hierdie land waarop jy lê, sal ek vir jou alles gee. En Jakob se respons was, Here, as jy net na my kyk, gee ek jou 10% van alles wat ek het. So my respons tot God se goedheid is die feit dat ek 10% gaan terugsit in die koninkryk, en omdat ek so dankbaar is vir dit wat hy vir my gedoen het. En ek saai net op goeie grond, want 'n goeie boer saai goeie saad op goeie grond. As jy nooit saai nie, kan jy nooit maai nie. Jy moet weet wat jy saai en waar jy saai. So ek byvoorbeeld in my eie persoonlike oortuiging is dat ek saai by plekke wat siele wen. Ek saai by plekke wat my geestelik voed. Ek saai by plekke waar mense na plekke toe beweeg waar ek nooit sal beweeg nie. Want elke saad wat ek in daai ouens se lewens insaai, stel hulle in staat om na plekke toe te gaan waar ek nooit kan wees. En elke siel wat in daai area gewen raak deel van my lewe op aarde. Ek het 'n aandeel in iemand anders se ewigheid wanneer ek in daai plekke saai. Nou ja, hierdie video kan baie lank raak en in baie diepte ingaan. En ek wil eintlik net hierso stop en vir jou sê, vandag's maandag, ek het nou geraak op saai en maai, en ek weet baie mense sit met baie vrae, so hier's wat ek gaan doen. Môre aand, Dinsdag aand, gaan ek 7:30 live gaan op my TikTok account tot 7:30 toe, miskien gaan ons bietjie oorgaan, en dan 8:15 gaan ek live gaan op my Facebook account tot 8:45 of miskien 9:00 toe. En dan gaan ek in diepte ingaan op saai en maai, tiendes en offerande. Moet 'n mens dit gee of moet 'n mens dit nie gee nie? As jy belangstel in dit, asseblief, ek wag vir jou op Facebook en op TikTok. Ek sien dan vir jou Dinsdag aand. Nooi jou vriende, nooi jou familie en almal wat dalk graag ook sou wou inskakel op hierdie ene, en dan sien ek vir julle dan.